Goeienaand, welkom by ons Pinkster tema reeks van Aan tafel met Jesus. En vanaand kyk ons na die verhaal van Simon wat leer oor vergifnis. Gemeente, as 'n mens na die gedeelte van vanaand kyk, dan word die vraag eintlik gevra, saam met wie eet die Here? En as jy dit beantwoord, is die vraag natuurlik, maar wie is God? Wat leer dit my van die Here en hoe God na mense kyk? Die verhaal waar die Here saam met Simon die Fariseer eet, is natuurlik nie die eerste verhaal in Lukas waar die Here saam met iemand eet nie. Die vorige gedeelte in Lukas 5 lees ons hoe hy saam met Levi, 'n tollenaar, dan eet. Die reaksie van die Fariseërs daarop is dat hulle eintlik die vraag vra, maar waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? En die gevolg daarvan is dat hy in hoofstuk 7 vers 34 beskuldig word as 'n wynsuiper, 'n vraat, 'n vriend van tollenaars en sondaars. In die gedeelte van Lukas 7 van vers 36 tot 50 is dit dan waar die Here dan nou saam met Simon eet, 'n Fariseer. Ons kan sê amper 'n goeie mens, 'n kerkmens. Die voorafgaande gedeelte het die Here hom vereenselwig met 'n sondaar, en nou is dit dat die Here hier saam met Simon eet. Wat belangrik is dat in daardie tyd, in die Bybelse tyd, was daar natuurlik baie reinheidswette, wette wat jy moes nakom, sekere kosse wat jy nie mag eet nie, mense wat jy nie mag aangeraak het nie, sodat jy dan nou ook kon rein wees voor die Here. So het Jerusalem 'n baie sentrale plek gespeel. En hoe verder jy van Jerusalem af wegbeweeg het, hoe onreiner was jou gebied eintlik dan beskou. Ons sien dit byvoorbeeld in die tempel met die allerheiligste en die heiligste deel wat deur 'n voorhangsel geskei was, en waar net die hoëpriester dan ook kon diens doen. In die gedeelte wat ons vanaand lees, sien ons dat die Here hier by 'n Fariseer is, moontlik in die gebied van Galilea. Vir baie was hulle beskou as iemand wat naby die kerk was, so hulle was beskou as rein. En die word ook gepraat van 'n vrou wat 'n sondares was. Gewoonlik was dit dan ook dat prostituie in die stadsmure van die stad gebly het, dat daar die groepe glad nie met mekaar sosiaal gemeng het nie, want indien jy met mekaar kontak sou gehad het, sou jy dit vir jou as onrein beskou het. Maar terwyl Here hier by Simon aan huis is, lees ons van 'n vrou, die Bybel sê 'n sondares, ons weet nie wat was haar sonde nie. En hoe sy dan hier inkom by Simon se huis, en dan die Here kom bedien, deurdat sy reukolie oor hom uitstort, en met haar trane, of haar hare dan die trane op Jesus se voete dan ook afvee. En ons lees dit hierso in Lukas 7, en ons lees van vers 37, 'n sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaster flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. En dan lees ons die reaksie, dat hulle dan vra, maar is hy dan nie 'n profeet nie? Weet hy dan nie dat sy 'n sondares is nie? En hoe die Here dan met Simon praat en vertel van iemand wat R500 geskuld het en R150. En die vraag is, wie sou die dankbaarste gewees het? Natuurlik hy wat die meeste van vrygeskel was. En dan heel laasens sê die Here vir haar, jou sondes vir jou vergewe, gaan nou in vrede. Ons beleef in hierdie gedeelte van 'n vrou wat hier aan huis kom. Ons lees dat sy agter die Here kom staan. Letterlik in daardie Bybelse tyd het mense aangelê by 'n tafel. Dit beteken, sy het nie onder die tafel gekruip om by Jesus se voete uit te kom nie, maar dat sy in sy teenwoordigheid kom staan het, gelyk met hom, en waar sy met haar trane van dankbaarheid oor sy voete gevloei het, en hoe sy hom dan ook gesoen het en gesalf het met hierdie reukolie. Natuurlik lees ons dat die Fariseërs ontstel was daaroor,
En dat hulle dan ook gesê het, maar hoe kan die Here dit dan nou toelaat? Want letterlik doen hy niks nie. Letterlik laat begaan hy haar. En hy laat toe dat hierdie vrou aan hom vat en hom op hierdie manier dan ook salf en seën. Wanneer die Here daaroor uitgevra word, is dit dat die Here dan eintlik vir Simeon kom wys deur te sê dat sy eintlik al die ek wil amper sê gasvryheidsrituele nagekom het, waar hy dit nie gedoen het nie. Gewoonlik was iemand verwelkom met 'n soen, so 'n persoon was gesalf, en ons sien dat Simeon dit nie gedoen het nie, maar dat hierdie vrou dit teenoor die Here doen. As ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dan besef 'n mens dat die Here eintlik vir Simeon wil kom leer deur te sê dat dit God is wat vergewe. En wanneer 'n mens bewus is dat dit God is wat jou vergewe en dat jy jouself nie kan red nie, dan ontstaan daar dankbaarheid in ons harte. En hoe groter jou besef van jou dankbaarheid is, hoe meer wil jy juis in dankbaarheid teenoor die Here leef en dien. En daarom is dit dat hierdie vrou se optrede eintlik 'n teken was van haar ek besef sonde besef, en dat die Here dan vir haar kan sê, maar jou skuld is vir jou vergewe. Wat mense natuurlik ook moet vergeet, dat hy nie net 'n vrou in hierdie verhaal is nie, maar ook 'n fariseer, ook Simeon. En daarom is dit dat die Here niemand uitsluit uit sy genade het nie, maar almal wil deel maak ook van hierdie eetmaal waar hy toe vir ons uitnooi. En daarom is dit beskik vir die wat rein was of onrein, vir die goeies en die slegtes, en dat die Here gekom het vir almal, om vir almal van ons se sondes te sterf. Die wonderlike van hierdie verhaal is dat die Here haar wegstuur, deur vir haar te herinner dat sy in vrede mag gaan. Fred Crawford skryf die opmerking net om te sê, waarheen sou hierdie arme vrou gaan? Sy het gebreek met haar ou sondige lewe, sy het tot bekering gekom, sy kan nie teruggaan na haar ou wêreld nie. Maar in die wêreld van die fariseërs was sy nie welkom nie. En die vraag wat ons vanaand vir onsself moet kom afvra, is hoe inklusief is ons, dat ons vir mense kan ruimte maak, wat van buite af inkom, en deel word van God se koninkryk. Is die kerk 'n kerk van verloste mense, wat in dankbaarheid, mense wat gered is, ook kan ontvang. Kom ons bid saam. Here, mag U vir ons 'n hart gee, dat ons almal wat tot geloof in U kom, Here, mag ontvang en mag deel maak van U kerk. Amen.